Daar is ons weer terug. Ek is weer saam met julle en ons gesels verder waar ons laasweek opgehou het. Ek het mos laasweek vir julle gesê, ons gaan hierdie week 'n bietjie kyk hoe ons, soos die Engelsman sê, gaan engage. Hoe ons hierdie droogte in ons lewe, geestelik, finansiëel, in ons huwelik, by ons werk, in ons verhoudings, waar jy ook al 'n droogte ervaar, hoe ons dit gaan hanteer. En ek het laasweek ook met julle 'n bietjie gedeel dat ons is so geneig om altyd te sê, maar dis 'n vloek, iemand het 'n vloek op my geplaas, nou kan ek nie meer Bybel lees nie. Iemand het 'n vloek op my geplaas, nou is my huwelik daarmee heen. Iemand het 'n vloek op my geplaas, nou het die werksituasie opgedroog. Maar intussen sê die Bybel tog, as ons nie die wette onderhou nie, dan bring ons 'n vloek oor onsself. So Jesus sê in Johannes, hy sê, ek is strome lewende waters vloei uit my uit. As jy dors het, kom na my toe en drink van my, dan gaan strome lewende water uit jou uitvloei. Goed, as ons by Jesus bly, dan is daar lewe in ons, daar stromende, lewende water wat uit ons uitborrel. Is dit, maak nie saak waar nie, dis altyd lewe wees. Ook is dit by ons werk, dit raak droog by die werk, dan het ons die woord van God wat ons spreek, en daar kom die lewe terug, want daar is lewe in die woord. Maar die moment as ons met die duisternis beginne hande vat, en ons kan dit sien by Agab, toe hy met die duisternis beginne hande vat, met Jezebel beginne trou, of nie beginne trou, met haar getrou het, en begin haar God te dien, en die godsdienst beoefen wat sy beoefen het, dan begin die droogte in te kom. So die moment as jy met duisternis beginne speel, as jy op die veld van duisternis, as jy in die koninkryk van duisternis beginne intap, gaan jy beginne droogte ervaar op sekere gebiede in jou lewe. Want jy speel met duisternis en die Here laat dan toe, dat jy dan nou kan beleef, hoe is dit in daardie koninkryk van duisternis? En nou het Agab dit beleef, en vir 3 of 3,5 jaar was daar droogte gewees, en die Here wil tog seën, dit is tog maar net op die ou einde wie die Here is, dit is sy natuur. Hy wil ons nie, ook het hy dan nou hierdie ding oor Agab gebring, die droogte, hy wil tog nie vir ewig en ewig hê, daar moet droogte in Israel wees nie, so hy wil tog 'n seën bring. En om hierdie seën te bring, moet ons vandag, Nuwe Testamenties, self iets doen. Ons moet oorgaan in geestelike oorlogsvoering, en ons moet 'n besluit neem, want kyk, in Agab se tyd het die Here die profeet vir Agab gestuur, ja, en vir hom gesê, gaan sê vir die koning, die reën gaan kom. Maar toe hy by Agab kom, wat sê hy in 1 Koning 19 vers 9? Hy sê, wat maak jy hier, Elia? Elia kom eintlik om vir hom te kom sê, maar dit gaan weer begin reën, die Here wil jou seën. Hy sê, wat maak jy hier, Elia? Jy is mos die moeilikheidmaker. En Elia sê, nee, ek is nie die moeilikheidmaker nie, jy is die moeilikheidmaker. Die moment as ons wil oorgaan in geestelike oorlogsvoering, en ons het besluit, ons wil hierdie droogte in ons lewe verbreek, ek wil terugkom, en ek wil die lewende water weer ervaar, is dit finansiëel, is dit in my huwelik, waar ook al, is dit met Bybel lees, met bid, die moment as ons daai besluit neem, dan kom die vyand en sê, wag 'n bietjie, Gisela, is jy nie die moeilikheidmaker nie? Is jy nie die een wat dit veroorsaak het nie? Het jy nie gejok nie? Het jy nie, was jy nie by 'n waarsêer gewees nie? Het jy nie 'n ander God geaanbid nie? Het jy nie wat gedoen nie? Miskien wil hy jou kom beskuldig oor jou huwelik, waar jy ontrou in was, en daarom gebeur hierdie dinge, daarom is daar droogte, so hy kom dadelik altyd, en wil jou aanval, en wil jou herinner aan jou verlede, en aan jou sonde, dis sy natuur. En nou moet ons vasstaan, en ons moet nou bly by die besluit wat ons besluit het. Ek gaan my droogte verbreek in Jesus Christus naam. Die naam bo elke naam, die naam voor wie elke knie eendag moet buig en elke tong moet bely dat hy die koning is. Daai naam gaan jy nou gebruik, en jy gaan sê, wag 'n bietjie vyand, jy is die een wat my weggetrek het van Jesus Christus en van die lewende water.
En ek kom vandag in die naam van Jesus Christus en ek verbreek hierdie werke van die vyand. So jy moet vir jou 'n strategie uitwerk hoe jy gaan terugkom en hoe jy dit gaan terugvat in die naam van Jesus Christus. Is maklik om te bel en te sê, Gisela, asseblief, help my, doen dit vir my, bid saam met my, dat ek nou weer die vuur kry. Maar wat gaan jy rondom dit doen? Wat gaan jy doen dat die droogte weer verbreek word, dat die reën weer beginne kom, dat die seën van die Here weer sigbaar is? Bely voor die Here. Spreek vry, maak los, en beginne net weer gedissiplineerd jou Bybel vat en lewe spreek oor elke dooie situasie. So, nommer 2, nou moet jy die altaar, dink aan Elia, hy het na Agab toegekom en hy het gesê, ek gaan onmiddellik in 'n geestelike oorlogsvoering in. Gaan nie langer redeneer nie. Ek gaan water oor al hierdie offers gooi. Ek gaan water oor al hierdie klippe gooi oor die altaar. En al wat ek gaan doen, ek gaan my God, ek gaan hom sy naam aanroep. Jehovah Jireh. En die Here sê ook vir Abraham, toe hy gesê het, gaan Kanaan in en bou 'n altaar en roep my naam aan. So al wat Elia gedoen het, hy het gesê, ek gaan die grootheid van my God demonstreer. Dis al. Dis my strategie. Ek kom met hierdie wapen. Gaan my God se grootheid demonstreer. Hy gooi die water, hy doen al die dinge, om dan nou vir hulle te wys, eintlik is dit onmoontlik. En hy bid 'n gebed van omtrent 60 woorde, en daar val die vuur van God, en verteer slurp al die water op, verteer die offer, en daar demonstreer die Here sy grootheid en sy almag. Daar val die vuur, halleluja, daar val die vuur. So wat moet ons doen? Ons moet ons altaar herstel, om net weer die droogte te verbreek. En as ek praat van 'n altaar, dan praat ek nie fisies bou iets en gooi water op en slag iets en sit neer nie. Kom ons vat 'n gebedsaltaar, herstel jou gebedsaltaar in jou huis. Herstel dit net, kry 'n plek waar jy weer kan sit en sê, Here, nou wil ek my altaar herstel. En wat is dit om 'n altaar te herstel? Jy moet offer. Offer daai God wat jy die laaste tyd geaanbid het, wat droogte gebring het. Offer daai buite-egtelike verhouding wat jy gehad het. Maak los haar of los hom, laat hulle gaan. Keer terug na jou eie vrou of man toe, na jou eie huwelik, waarna God jou vasgemaak het. En so kan ek aangaan en aangaan. Jou besigheid waarvoor jy gebid het, en die Here het jou geseën met daai besigheid. En jy het gesien, hier begin dinge agteruit gaan, en jy het op 'n onwettiglike manier of 'n oneerlike manier probeer weer alles regmaak. Bely dit. Lê dit op die altaar en sê, Here, ek is jammer. Want die Here is die een wat op die altaar vir jou gaan kom voorsien. Want hy uit 'n ram voorsien, toe Abraham sy seun geoffer het. So hy is die een wat vir jou voorsien op die altaar. Hy gaan jou vergewe, hy gaan jou vryspreek, en jy gaan sien hoe jy daai altaar weer gaan herstel. En dit kos 'n prys. Dit kos 'n prys om daai altaar te herstel. Jy sal jou trots moet offer. Jy sal moet bely en vryspreek. En dan laastens, roep sy naam uit. Die Here sê vir Abraham, as jy daai altaar gebou het, dan roep jy my naam uit, Jehovah Jireh. Want jy sien, daar was klaar altare gebou gewees in Kanaan. Daar was klaar altare van die Kanaaniete wat hulle gode geaanbid het. En nou kom God en hy sê, ek gaan hulle wys. Ek is groter en sterker as al die afgode. Roep net, as jy klaar die altaar gebou het, roep net my naam aan. Dis al. Dan begin daar in die geestesdimensie 'n geestelike oorlogsvoering. My naam roep jy uit, en dan begin dit my naam met die ander gode in die geestesdimensie. Daar begin 'n oorlogvoering. En die geveg behoort aan die Here. Gee oor aan die Here, roep sy naam oor jou situasie uit, en sê, Here, ek het alles op die altaar gesit, nou roep ek u naam uit, daar's lewe in u naam, halleluja. Daarmee wil ek afsluit en sê, ek is saam met jou opgewonde, kontak my asseblief, en geef my getuienis, hoe die vuur van God weer in jou beginne brand, hoe die lewe terugkom weer, net in jou verhouding met die Here, hoe jou gebedslewe net weer beginne spoed optel. Man, ek voel sommer,
voel sommer net weer die vuur van God in my. Ek sê altyd, ek voel hoe ek opgecharge is. Ook is dit dan nou deur my eie boodskap wat ek vandag vir julle bring, maar ek bemoedig myself ook net weer en sê, Gisela, offer, bou 'n altaar, roep die naam van die Here uit. Halleluja, daar gaan ons. Die oes is groot, die arbeiders is min. Ouens, moenie vuur verloor nie, moenie in 'n droogte ingaan nie. Eet die woord van God, bly aan die lewe. Amen. Ek groet jou hiermee, tot 'n volgende keer. Wees geseënd.